Goeiedag liefde en welkom by vandag se oordeenking van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Baie dankie dat jy die week saam met ons deur God se woord stap en dankie vir 5000 subscribers. Ons is so dankbaar vir dit. Hierdie week het ons gekyk na 'n baie belangrike waarheid. God tug sy kinders. Hy tug ons nie omdat hy kwaad is vir ons nie, hy tug ons nie omdat hy ons wil straf nie, maar juis omdat hy ons liefhet en hy is besig om ons te vorm. En daarom is daar een baie belangrike vraag wat elke gelowige moet vra wanneer God begin ingryp in sy lewe. Ons moenie vra, wat ons nie moet vra nie is, hoekom gebeur dit met my nie? Nee, maar ons moet eerder vra, Here, wat wil U my leer? En die apostel Paulus kom sê vir ons iets baie insiggewends in 1 Korintiërs 11 vers 31. Maar as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Geliefde, met ander woorde, wat Paulus vir ons hier kom leer is iets besonders. Hy sê, wanneer ek en jy eerlik na ons eie harte kyk en wanneer ons vinniger reageer op God se stem, maak ons eintlik ruimte vir God om ons te vorm en te herstel. Jesus sê ook vir ons in Johannes 15 vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Nou, dis uiteindelik waarheen God ons wil bring. Nie net om sy stem te hoor nie, maar om gehoorsaam te leef. En daarom is daar 3 eenvoudige dinge wat ons kan doen wanneer God in ons lewens ingryp. Eerstens, wat ons moet doen is, ons moet eerlik wees met God. Ons moet nie wegkruip of verskonings maak nie. Ons moet hom kan kom en sê, Here, wys my waar ek verkeerd is. Nee, wees dit eerlik. Tweedens, bely en bekeer jou vinnig. Moenie uitstel wanneer God aan jou hart begin werk nie. Hoe vinniger ek en jy reageer op God se stem en sy stem van herstel en tugtiging, hoe vinniger gebeur die herstel, hoe vinniger gebeur die genesing. En derdens, ons moet God se hart vir ons lewens kan vertrou. Onthou altyd, God hy tug ons nie om ons te vernietig nie, hy tug ons om ons te vorm. Hy tug ons om ons nader aan hom te bring. En wanneer ons reg reageer op sy werk in ons lewens, dan begin daar iets wonderliks gebeur. Ons lewens begin weer vrug dra. En uiteindelik is dit wat Jesus vir elkeen van ons wil hê, 'n lewe wat in hom bly, 'n lewe wat vrug dra tot eer van ons hemelse Vader. Geliefde, ek hoop die weeksoordenkings was vir jou sinvol. Ek hoop dit iets geroer in jou hart. Môre gaan ons verder gesels ons na die weeksoordenking saamvat in 'n boodskap wat alles praat oor hoe reageer ek en jy reg wanneer God ingryp in ons lewens. En ek hoop jy sal inskakel en saam met ons wandel, maar vir nou kom ons bid vir hierdie Saterdag en ons bid sommer dat môre se diens ook net glad sal verloop. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. Dankie vir hierdie week se reis, dankie vir die impak van Beleef Gemeente ook, Here, en dankie vir soveel mense. Elke luisteraar wat inskakel en deel vorm, saam bid, saam vertrou, vir al die kommentaar, Here, Here, ek is so dankbaar vir hierdie geloofsgemeenskap. U is een van duisende reg oor die wêreld wat Jesus liefhet en Jesus wil uitleef, en daarom eer ons U daarvoor. Vader, ek bid ook sommer dan nou vir môre se dienste, nie net by Beleef Gemeente nie, maar oral waar gelowiges bymekaar kom en kies om Jesus Christus te vier en hom die middelpunt te maak van hulle geloofsoortuiging. Here, dankie dat ons Jesus kan ken. Here, dankie vir die voorreg om 'n Christen te kan wees, Here. Ek dink aan lande wat in dinge wat aangaan in die wêreld wat so chaoties is. Here, bid ek vir mense dat hulle Jesus sal beleef en ook so sy vrede sal ken. Dankie dat U môre gaan beweeg, nie net by ons diens nie, maar en ook op hierdie platform nie, maar oral waar mense bymekaar kom om Jesus die middelpunt van hulle lewens te maak. Daar gaan U wees. Ons loof U, ons eer U en ons sê dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.